Goeiemôre almal en baie welkom by ons spesiale program vandag. Vandag het ons 'n buitengewone gas uit die bladsye van die geskiedenis. Sit asseblief julle hande bymekaar en ontvang vir Samson, 'n regter van Israel. Dankie. Ja, hulle kyk vir jou. Hey. Hallo. Samson, baie dankie dat jy vir ons aangesluit het. Om te begin, kan jy nog vir ons vertel van jou kinderjare en waar jy groot geword het? So net baie dankie. Dit is regtig lekker om hier te wees en julle nie te sien nie. Weet, voordat ek vertel van my kinderjare, een van die goed wat almal vir my vra is waar is jou hare? Ek het op 'n stadium met 'n vreeslike haarkapper insident gehad en aan die einde van my lewe nogal rond. En dit het net, ek weet nie of dit die 40's was of wat nie, maar dit het nooit weer teruggegroei heeltemal soos dit moes nie. So dis ook ek net maar die hoed het. Maar baie dankie, dis vandag besonder lekker om jou en saam met jou gaste te wees en bietjie met julle te deel. Ek is maar 'n gewone ou in baie opsigte. Ek kom van 'n dorpie Sora af wat in die Dan-streek, die Dan-stam is, die Dan-provinsie en ek het maar gewone gemiddelde ouers gehad, godsvreesende ouers. My pa was Manoag en my ma kon nie kinders gehad het nie. Sy was kinderloos vir baie jare en op 'n stadium toe kom maar 'n engel van die Here na haar toe en sê vir haar, jy gaan kinders hê. Jy gaan 'n kind hê en hierdie kind gaan die Israeliete help, want die Israeliete was op daai stadium onderdruk deur die Filistyne gewees. En die engel sê toe vir haar, so jy gaan hierdie kind hê wat die Filistyne bietjie op hulle plek sit. En toe my pa van die storie hoor, toe sê hy, stuur daai engel terug, ek het vra. So toe was dit 'n hele storie gewees dat die engel 'n tweede keer moet terugkom en weer vir my ma en pa kom verduidelik dat sy nou swanger is. En toe sy hierdie engel sien, toe los sy alles net so in sy hartklop en gaan sy soek my pa. En toe hulle twee nou daar aankom, toe verduidelik die engel nou vir hulle dat God 'n plan het. God het Israel se hulpgeroep gehoor en hulle gaan 'n kind hê, dit gaan ek wees. En hulle moet my groot maak as 'n Nasareër, wat beteken dat ek mag nie drink nie, sterk drank of al sulke goeders nie. Daar's 'n klomp reëls, ek moet eintlik heilig lewe my hele lewe lank. En hulle mag ook nie my hare sny nie. So dis maar my kinderdae. Ek het groot geword in moeilike tye met goeie ouers, maar bietjie anders as die kinders om my. Dit klink baie unieke kinderjare. Wanneer het jy vir die eerste keer besef dat jy buitengewone krag het? Wel, soos julle seker aan my figuur kan sien, ek is al lank sterk. Van kleins af was ek al 'n sterk mannetjie gewees. Ek was nog altyd sterker gewees as die ander kinders van my ouderdomsgroep. Daar val ek uit my klere uit. Seker die spiere wat net so kop uitsteek hierso. Maar in elk geval, ek was maar altyd nog sterker gewees as almal. Maar as ek nou moet dink aan 'n geval, dan moet ek sê, as 'n jong man het ek op 'n stadium deur 'n wingerd in Timnag gestap. En terwyl ek so besig is om te stap, minding my own business, soos wat 'n mens maar doen, toe is daar 'n jong leeu wat van agter af my bekruip en spring op my af. En in daai oomblik voel ek net so half iets is nou besig om te gebeur en ek weet iets val my aan en toe ek so omdraai, toe is hierdie leeu besig om op my af te spring. En ek gryp toe wat maak jy? Ek gryp toe daai leeu met my hande en ek ruk daai leeu uitmekaar uit. Soos wat jy 'n boetekaartjie op jou venster sou ruk, as jy weet, jy het niks fout gedoen nie. En in daai oomblik voel ek toe, dis nie my krag daai nie, dis God se krag wat so deur my vloei. Dit maak my so sterk dat ek daai leeu met my kaal hande uitmekaar uit kan skeer. En ek los toe in daai karkas net daarso en ek stap weg met hierdie verwondering van wat God nou gedoen het. En later toe ek weer daar verbykom, baie lank terug later,
Toe sien ek weer hierdie karkas, sorry, point ek soveel as wat kan sien. Toe sien ek nou hierdie karkas, daai tyd kon ek sien, die karkas wat daar lê, en daartoe baie gekom en kom nes maak binne in hierdie geraamte van die ding wat daar lê. En ag, ek was dit sommer so 'n goeie by gewees, toe vat ek sommer van daai heuning en ek vat dit vir my ouers, en ek sê nie eers vir hulle waar dit vandaan kom, ek sê dit vir hulle, hey, hier's vir julle heuning. Ja, goeie. Dit klink nou baie interessante gebeurtenis in jou lewe. Ek wil graag weer 'n gedeelte uit die Bybel uit lees oor hierdie gebeurtenis wat gebeur het. Dit kom uit Rigters 14 vers 5 tot 6. Toe Samson en sy ouers by die wingerde van Timna kom, het daar met eens 'n jong leeu brullend nader gekom. Die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en hy het die leeu met sy kaal hande verskeer soos 'n bokkie. Hy het nie vir sy ouers vertel wat hy gedoen het nie. Samson, kan jy meer vir ons vertel oor hierdie ervaring en hoe het jou verhouding met God gevorm? Wel, soos jy kan dink, nee, elke jong man het stories van die keer toe hy 'n jong leeu soos 'n bokkie verskeer het. Dit is nogal spesiaal, dit is nogal vormend. Dit was uniek vir my gewees en ek was verbaas gewees. Maar selfs in daai oomblik wat dit gebeur het ek nie gedink, wow, okay, ek doen nie die ding nie. Dit was so half asof dit deur my gebeur het, asof God besig was om deur my te werk. En in daai oomblik het ek net besef hoe groot en hoe goed God is, hoe hy 'n plan met my lewe het, hoe hy 'n doel het met my. Hierdie gewone ouetjie, ou Manoag se seun, het God meer 'n plan. Daar's ons 'n doel vir my lewe. Ek is hierso om vir die Filistyne te gaan sê, jy sukkel nie met God nie. As jy op ons afspring soos 'n jong leeu op iemand in 'n wingerd, jy gaan jou les leer. En ek het daar weggestap en ek het gevoel, hier's groot dinge aan die gebeur. God het 'n plan met my lewe om hierdie Filistyne op hulle plek te sit. Het klink regtig amazing, indrukwekkend. Sê vir my, toe jy groot geword het jy hierdie krag gebruik om jou vyande te beveg. Wat het gebeur in daardie tye? Ja, so nee, ek wil sê daar was sulke tye ook gewees. Ja, daar was verseker sulke tye ook gewees. Weet jy, as ek moet dink aan iets, daar was hierdie die Filistyne het gou agtergekom, hulle moet nie met my, met God en met Israel sukkel nie. En ek was op 'n stadium as ek in Gaza gewees is, so staatjie. En toe het ek uitgevind, hulle kom nou soontoe om my te kom vang. En in daai nag, in die middel van die nag, toe dog ek, laat ek vir hulle net bietjie wys waarmee sukkel hulle. En ek gaan toe uit na die stadspoort toe. En ek vat daai stadspoort en ek ruk hom uit die muur uit, net so wow. En ek tel daai stadspoort, daai klip, tel ek so op en ek vat dit en ek dra dit tot by 'n bergie wat so buite die stad is. Dra ek dit tot heel bo op en ek sit daai ding so neer. Sodat hulle sal weet dat as jy vir God wil vasvang, as jy die Israeliete wil vasvang, as jy vir ons wil vaskeer, soos wat ek vasgekeer is wat aan daai stad, God sal nie staan vir dit, ek sal nie staan vir dit nie. Ons is groter as dit. Ons gaan vir hulle 'n les leer. En ek het vir hulle gewys, God maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. God ruk 'n poort uit sy mure uit om te wys hy sal 'n pad oopmaak. God kan dit doen. En ek dink die ander keer was ek by Lee gewees. Ja, daai was 'n goeie ene gewees ook. Ek het na Lee toe gegaan en toe op 'n stadium toe stuur hulle hierdie keer nie net 'n paar ouens om my te vang nie, hulle stuur 1000 manne. So dis dubbel soveel soos wat julle vandag in die kerk is, hoor ek. Hulle stuur 1000 mense om my te kom vang en hulle omsingel my en ek staan daar so en ek het niks nie. Ek het niks nie, nie eers 'n selfoon of iets dat ou kan bel vir hulp nie. Ek het niks nie, ek sit daarso. En terwyl ek so afkyk en dink, wat gaan ek nou doen? Moet ek hulle Jackie Chan, wat gaan ek doen? Toe sien ek hier in die grond lê daar 'n kakebeen van 'n donkie wat seker die jong van uit daar dood gegaan het. En ek dink, wel, if life gives you lemons, nou, en die lewe het nou vir my, die Here het vir my 'n kakebeen gegee en ek vat toe daai kakebeen
En ek begin toe nou inklim daar, en ek het al 1000 van hulle, met daai kakebeen, het ek hulle gewen. En weer 'n keer, dit was swaalf net 'n bewys gewees van God se groot krag. Elke hou wat geval het hulle 'n les geleer van my en van God en Israel, wat nie onderdruk moet word. Samson, dit klink regtig of jy deur 'n rowwe tyd was daar. Maar sê vir my, wat het deur jou gedagtes gegaan in hierdie geveg? Hoe het jy gevoel oor die rol wat God vir jou gegee het? Ek het daai kakebeen so opgetel, en terwyl ek so besig was om te slaan, was dit amper soos met daai jong leeu gewees. Ek het bewus geword daarvan dat dit eintlik nie my krag is nie. Dis nie ek wat 1000 mense kan uitoorlei nie. Ek het geweet elke hou was dit asof God self besig was om deur my arm, deur daai kakebeen die straf van die Here te bring. Hy was besig gewees om daai Filistyne op hulle plek te sit met elke hou. Hy was besig om vir hulle 'n les te leer. En dit was 'n ongelooflike ding gewees. Dit was 'n ongelooflike verantwoordelikheid en spesiaal gewees. Ek het amazing gevoel. Ek weet ek was besig om ander mense seer te maak, maar ek het gedink, I'm on top of the world. Hierso kan ek enigiets doen. Ek's unstoppable. Ek kan hulle links en regsklap uitdeel, en ek kan regtig doen wat ek wil. En hulle kan niks aan doen nie. Ek was te sterk en slim om daai kakebeen te gebruik. Ek was die man. Julle kan maar hande klap as julle wil. Ja, wens julle was daar. Okay, die volgende vraag is 'n bietjie 'n moeiliker vraag. So dit lyk of daar tye was wat jy nie altyd op God se missie gefokus het nie. Kan jy ons meer vertel oor daai tye? Ja, so nee, ja, daar is sulke oomblikke ook. Jy sien, ek dink al daai krag wat ek het op 'n stadium net bietjie na my kop toe begin gaan. Ek het begin intrek in my binneste, en ek het begin trots voel en gedink die wêreld moet buig, moet by my invul, dinge moet op 'n sekere manier wees, en dit het alles die bo kom sit. En in plaas daarvan om my oë dan op die Here te hou wat my gestuur het en vir my 'n plan het en 'n visie het en 'n droom het om sy volk vry te maak, om die Filistyne af te gooi en Israel te laat regop staan, het al hierdie mag, al hierdie krag, het gemaak dat ek op die einde van die dag anders te begin dink het oor wie ek is en wat ek is. En ek het in daai tyd wat ek gedink het, ek kan enigiets doen, het ek verlief geraak op 'n Filistynse meisie. En nou kan jy dink, hulle is daarso eintlik besig om, ek is veronderstel om hulle af te gooi, en nou is ek besig om verlief te raak op haar. Ek het my oë vir hom afgehaal. En in daai oomblik het ek ook dinge gedoen wat verkeerd is. Ek het byvoorbeeld op 'n stadium is dit my bruilofsfees, want ek het besluit ek trou nou maar met hierdie Filistynse meisie wat kan maak. Ek kan enigiets doen. En toe het ek nie net vol van myself nie, maar kinderagtig begin raak. Soos ons bruilofspartytjie was 7 dae lank gewees. Jy kan net dink daai partytjie. En ek was in Nasareere. Ek sê Nasareere is nie as ek iets gedrink het of enigiets nie, maar die mag was net, dit net die bo gaan sit. Party mense se geld gaan hulle koppe toe, en party mense se beroemdheid of se populariteit gaan hulle koppe toe. My net na my kop toe gegaan, en op 'n stadium keer ek vir daai gaste daar voor, en ek sê vir hulle, ek wil met julle 'n wetenskap aanmaak, ek wil vir julle raaisel gee, kom ons kyk of julle so slim is soos ek, nie net sterk nie, maar slim ook is. En ek gee toe vir hulle daai raaisel oor daai leeu in die begin. Ek sê vir hulle, uit die eter kom uit te ete, en uit die sterke kom uit soets. En vir 'n week lank stoei daai ouens om die antwoord te kry. Daar is nie antwoord nie, ek is net, en daai arrogansie in my binneste bou, ek is net oortuig van hoe slim ek is. Ek is nie net sterk nie, ek is slim ook, en ek was nie. Want op die toe gaan hulle na my vrou toe, en hulle begin haar afpers.
Hulle begin haatdreig en hulle sê van, vind vir ons uit, wat is die antwoord op hierdie raaisaal? En ek het 'n groot wetenskap, ek het soos 30 stelle klere, wat ek gewet het, julle sal dit nie kan raai nie, en sy word gesit in 'n situasie, deur my arrogansie, waar sy op die einde van die dag die antwoord moet gee, en te sê, dit gaan oor die leeu wat die heringe het. En daar op my eie bruilof, waar ek vir almal bewys hoe sterk en slim ek is, verloor ek alles. Ek verloor die wetenskap. Ek verloor my image. En ek verloor my meer. En ek storm half weg en ek gaan slaan door 30 mense dood. Net op die einde van die dag om hulle klere uit te trek en vir die mense so terug te vat en te sê, daar is julle wetenskap, nou het julle opgewen, hier is 30 stelle klere. Ek het soos 'n 6-jarige opgetree met al hierdie mag wat die Here vir my gegee het. 'n Ander keer, net om weer moedswilligheid te wys, vat ek 'n klomp jakkalse bymekaar en ek keer hulle daar aan en ek vat 'n klomp fakkels met vuur en ek maak dit aan hulle sterte vas en ek jaag hulle in die Filistyne se koringvelde in, dat dit moet afbrand. Net om hulle skade te doen soos wat hulle my ego laat skade kry. Jy het ons nou vertel van hierdie hele situasie, maar hoe het jy gevoel oor hierdie dade? Het jy ietsie uitgeleer of was dit maar net iets wat gebeur het? Ek wil net eers vra, ek weet ek kan nie sien nie, maar ek dink hierdie een se battery is nou pad om pap te word, so as daar nog hy wil nie rooi wees nie, so as daar batterytjies is, het jy gevoel hy is rooi? Ek is soos Daredevil wat my senses gebruik, ek het gevoel as 'n rooi lae spektrum invloed, rooi lig hierso, elektromagnetiese spektrum. Nee, ek dink wat ek geleer het is dat ek my oë van die Here afgehaal het daar. Ek het begin werk vir my eie ego, my eie verwaandheid, my eie selfbeeld, my eie ekkigheid. En in plaas daarvan om te onthou wat God wil doen, het ek gedink, wat wil ek doen? Ek het my eie kop gevolg. En in plaas daarvan om die Here op te bou en die Israeliete vry te maak, was ek eintlik besig om net 'n grap te word vir almal. Ek was besig gewees om vir die wêreld te wys dat ek is impulsief, ek doen wat ek wil, en ek voel op die einde van die dag, niemand kan my keer nie. Ek is die baas. Het voelt ongemakkelijk, ek is gewoond aan iets vasthou of zoiets, maar ja, verhaal het. Dit is hy. Jou verhaal het toe 'n tragiese wending geneem, toe jy jou geheim met Lilla gedeel het. Hoe het dit gevoel om jou krag en jou sig en alles te verloor? Ja, weet jy, so my hoogmoed kom tot 'n val. En ek het net, ek was so selfgesentreerd, so egosentries, so besig om uit te kyk wat ek in die lewe uit wil hê, dat ek weer vir my 'n vrou gekry het by die Filistyne, Delilah, en sy het my in 'n posisie, ek het dadelik in 'n posisie gesit waar sy vir my oor en oor moes vra, wat is die geheim van jou krag? En aan die begin was ek so vol van myself, dat ek selfs met my eie vrou grappe gemaak het, en vir al die verkeerde antwoorde gegee het, net om maar so half te treiter daarmee, maar op 'n stadium toe vertel ek vir my krag lê in my hare. En daai keer toe ek nou aan die slaap is daarso, toe sny sy al my hare af. En die volgende toe skree sy, Samson, die Filistyne is op jou, en dan bars hulle in, en ek dog, dis reg, ek bring dit ouens, en die volgende toe het ek niks krag nie. En hulle neem my in arrest, hulle vang my daarso, en ek is magteloos. En hulle steek my oë uit. En in daai oomblik verloor ek weer alles. Ek verloor my sig, ek verloor my krag, ek verloor my doel, en dis die ding wat eintlik die seerste geslaan het, is ek het nog altyd geweet, ek het hierdie doel in my lewe, ek het iets waartoe my lewe afstuur, dit gaan iets beteken, God het 'n plan met my lewe, en ek is
ja, ek vat ook bietjie detours hier en daar, en ek is baie keer van die pad af, en ek maak foute, maar ek weet my lewe is op pad ergens heen. Ek het geweet, God het vir my geroep om die Filistyne af te gooi, en Israel vry te maak. Maar toe hulle my oë uitsteek, en my krag is weg. Toe het ek gegaan van 'n held af, na 'n grap toe. Hulle het my gevat, en hulle het my soos 'n dier laat werk. Hulle het my gevat daarso waar hulle die meule waar hulle die koring maal, en ek moes, soos 'n donkie moes ek die ding stoot. En die ironie is, dit het al my krag gevat, om daai ding in die ronde te kry. Ek het net, in daai oomblik het ek alles verloor. In my donkerte het ek besef, ek het dit weggegooi. En selfs wanneer ek terugdink aan daai oomblikke waar ek so in die duister was, besef ek, God was nog steeds die antwoord vir my. Hy was nog steeds besig om na my te luister terwyl ek daar vir hom gebid het. So Samson, as dit nou hoe jou verhaal geëindig het, het jou lewe toe nou op niks uitgeloop nie? Het jy jou doel gemis? So nou, in daai oomblik het ek gedink, dit loop op niks uit nie. Ek het in my binneste hierdie kwaadheid gehad, hierdie wraakgevoel. En ek was kwaad vir Delilah gewees, en ek was woedend vir die Filistyne gewees, maar ek het op 'n stadium, terwyl ek so al in die ronde daai ding stoot, het ek agtergekom, dis nie hulle skuld nie. Ek het hierdie oor myself gebring. Dus ek het my oë afhaal van die Here af. Ek het blind geword vir wat ek veronderstel was om dit te doen. Ek was die enige gewees wat myself in 'n situasie gesit het, waar ek in plaas daarvan om vir die wêreld te wys hoe groot en magtig God is, 'n grap geword het. 'n Joke. En op 'n stadium het die Filistyne bymekaar gekom by die groot tempel, Dagon se tempel, en al die leiers was omtrent daarso gewees. En terwyl hulle so lekker lag, het hulle gesê, bring vir ou Samson, dat ons kan sien hoe lyk hy, dat ons kan lag vol. En ek het 'n grap gewees, ek was 'n grap daar, toe ek het daar afgestap met soos 'n blinde ou, die groot rigter van Israel. En hulle het gelag en goed gegooi. En my lewe was niks. Op 'n stadium het ek hulle gevra, asseblief, ek is so uit my diepte uit, laat my net teen die pilare van julle tempel net steun. En ek dink hulle het dit toegelaat, want ek was so uit my diepte uit, hulle het dalk gedink, kom kry ten minste, jou fondasie is weg, God het jou verlaat, jou sig het jou verlaat, jou krag het jou verlaat, kom kry dan maar ten minste so ietsie op jou laaste, kom erken dat ons God Dagon eintlik die fondasie is waarop 'n mens jou lewe bou, en ek het maar toe daar by daai fondasie, by daai pilare gaan staan. En dit was 'n doodloopstraat vir my lewe. My foute, my arrogansie, my keuses het my gebring tot baie punt. Want tussen het my hare weer bietjie begin teruggroei. En ek het daai pilare so gevat, en ek het aanhou bid, en ek het vir die Here gevra, Here, gee my nog een laaste keer krag. Hoor my gebed net hier. Ek weet ek het myself in hierdie situasie gekry, ek weet ek sien teleurstelling, ek weet ek het soveel foute gemaak, ek het soveel mense seer gemaak. Ek het almal se hoop verpletter. Hulle verwagtinge verniel. Maar toe ek niks gehad het en niks was nie, behalwe grap, het die Here my gehoor. En hy het my die krag gegee in daai oomblik, selfs meer as wat ek my hele lewe gehad het. En ek het daai pilare so gevat, en ek het hulle omgestoot. En in daai oomblik val daai hele tempel toe in, op al die Filistyne se leiers. En ek het meer in daai oomblik in my dood bereik, as wat ek in my hele lewe bereik het. En met al die mense wat ek geslaan het, en gedreig het, en gedoen het, het ek meer vir Israel gedoen, meer vir God gedoen, in daai oomblik toe ek op my swakste en laagste was, en oorgegee het aan die Here, as wat ek my hele lewe bereik het. En dis waar my lewe geëindig het. Dit het nie in niks geëindig het.
En Samson, wat moes deur jou gedagtes gegaan het in na die laaste oomblikke? Ek het geweet ek gaan sterf. As my gebed verhoor word, het ek geweet dit gaan die einde van my wees. Maar ek kon nie langer daai leuen wees nie. Ek moes terugkom by wie ek gemaak was om te wees, wie ek geroep is om te wees, wie ek gestuur is om te wees. Ek moes terugkom by daai persoon, ek moes terugkom by die Here en ek moes gevra het, Here, vat asseblief my met my foute en asseblief Here, maak 'n deur oop waar ek alles toegemaak het, gee vir my hier 'n uitkoms. Al kos dit my lewe. Laat dit asseblief iets beteken. En ek dink baie keer is almal van ons op daai plek waar 'n mens voel, wat beteken my lewe? En jy sien hoe hard jy werk vir verskillende goeders en jy sien jou foute en jy dink, dit beteken niks nie. Jy's goed in niks nie. Jy bereik niks nie. Maar toe ek dit vir God gee, my niks nie, die grap wat ek is, het hy my van 'n grap wat mense voorspot en lag verander in die rigter wat ek geroep was om te wees. In daai oomblik, al het ek nie oë gehad om te sien, het ek vir my volk gewys dat hulle oë op die Here moet hou, dat hulle oë op die Here moet rig, want hy kan 'n doodloopstraat in lewe verander. Samson, jou lewe was definitief vol hoogtepunte en laagtepunte en alles waardeur jy is. Maar as jy nou vandag vir die gehoor enige boodskap kan gee, wat sal jy vir hulle sê? Ja, dit was 'n besonderse lewe met goeie en slegte tye maar ek kom terug na die doel toe. Ek kom terug na die ding toe wat ek dink, wat beteken 'n mens se lewe? Waarmee is jy besig op die oomblik? En ek dink my lewe is 'n waarskuwing vir elkeen van ons, dat 'n mens baie keer so kan fokus en vorentoe gaan en iets jaag wat jy nie gemaak is om te vang nie. Om iets te word wat jy nooit bedoel was om te wees nie. Dat jy kan jou eie ego en jou eie emosies en jou eie wraak en jou eie gedagtes kan jy koning maak van jou lewe. En ek weet ons almal doen dit by tye. Ons almal raak blind vir ons eie foute. Maar as jy vandag hierso sit en jy het foute gemaak, of jy weet nie waartoe volgende nie, jou toekoms is duister, en jy voel blind, jy voel jou foute het jou gekry by hierdie plek waar jou lewe uitmekaar uitval. Wil ek vir jou sê, God los 'n mens nie as jy alles verloor het nie. God kyk nie oor jou as jy niks het om te gee nie. En as ons onsself in daai oomblik vir God kan gee en net kan vra, Here, ek het niks om te bied nie, maar wees my genadig, dan kan enigiets nog steeds gebeur. God is nog steeds die een wat dood en lewe kan verander. Hy is nog steeds die een wat 'n pad kan oopmaak. Hy is nog steeds die ene wat dinge kan verander, al lyk dit asof dit in steen gegiet is. Sy krag is groter, en ware krag kom nie van ons en ons prestasies en ons idees af nie, ons slimmigheid af nie. Ware krag kom van die Here af. Wanneer ons gehoorsaam en soekend agter hom probeer aanstap en op hom vertrou. Samson, baie dankie dat jy vandag jou ongelooflike reis met ons gedeel het. Jou verhaal is 'n kragtige herinnering aan God se genade en krag. Ek dink kom ons almal gee net vir Samson nog 'n handeklap en sê net van baie dankie. En baie dankie aan die gehoor vandag. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Mag almal onthou dat al voel jy dalk nou blind en magteloos, ons almal se ware krag lê in die geloof en gehoorsaamheid aan God. So nou, voordat ek gaan, kan ek vir 'n laaste keer net 'n rigter wees hier by julle
En vra of julle saam met my sal staan en dan doen ek net vir ons 'n gebed. Kan ek asseblief? Asseblief, dankie. Magtige Vader, baie dankie dat U 'n God is soos geen ander nie. Dat U die God van liefde is en terwyl die res van die wêreld gode aanbid wat iets vra en iets soek en besig is met agendas, is U die God wat net wil liefde deel. Dankie Here dat U verstaan wat dit is om mens te wees, want U was self een. U weet wat dit is om te worstel en te twyfel en te sukkel met hierdie dinge in hierdie lewe. U self was op daai punt gewees waar U bloed gesweet het en gevra het, laat my lewe in 'n ander rigting gaan. Maar Here, selfs wanneer ons aan die kruis eindig, selfs wanneer ons moet sterf. Dankie dat ons nie in 'n graf eindig nie. Maar dat U krag so groot is dat U 'n graf oopbreek en ons opwek uit die dood uit. Dankie Here, dat U krag nie gemeet kan word in slimmigheid of mag of geld of status nie. U is groter as selfs dit. En U is lief vir ons. So help ons asseblief Here as ons foute gemaak het om te weet, daai deur na U toe is nie toe nie. Net soos wat dit nie vir Samson toe was nie. Kan ons altyd terugkom na U toe. In naam bid ons dit alles. Amen. Baie dankie. Ja, ons gaan nou ietsie sing, hoor ek.